Ons lees dan saam uit Openbaring 2 vanaf vers 1 tot 7. Die opskrif is dan spesifiek die boodskap aan Efese. Ek skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. Ek wil sommer net myself onderbreek. Weet julle wie die dominee in Efese was? Johannes, die geliefde disipel, was dominee daar gewees. Weet julle wie was een van die lidmate gewees van daardie gemeente? Maria, Jesus se moeder. Paulus het gereeld daar opgetree as spreker, Timoteus het daar opgetree as spreker, Apollos het daar opgetree as spreker. En hoekom ek dit nou noem en nie later in die boodskap is nie, ek wil sommer net nou al vasmaak dat Johannes die geliefde disipel met Maria as een van die lidmate in die gemeente 6 dinge reg gedoen het wat die Here vir hulle gesê het. En dan kom hy en hy sê, ek het 'n stuk bekommernis oor julle. Weet julle dominee wat my liefhet, of wat bekend staan as die geliefde disipel, met my ma Maria wat in jou gemeente is, in jou kerkbanke sit, miskien ook op die kerkraad dien, of een of ander kommissie wat betrokke is. Ek, God, rig hierdie skrywe aan jou Johannes en sê, skryf neer. Ek het 'n bekommernis dat julle my nie meer so lief het nie. Dat ek nie meer julle eerste liefde is nie. Dink daaraan hoe ver julle agteruit gegaan het. Skryf aan die leraar van Efese, so sê hy wat die sterre, 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Mooi dinge, prysenswaardige dinge. Maar ek, die Here Jesus Christus, het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Verkeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en ek sal julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle darm in julle guns. Julle verafskuw wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit ook verafskuw. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Ons lees net tot sover. Dan moet ek maar die skerm op, dis ek net onthou om te onthou. Ek wil nou van opvang van hierdie. Ja, ek maak vir my 'n interteken na op papiertjie iets wat ek doen daar. Goed, dankie. Geliefdes, die brief is aan elkeen van ons geskryf. Ons is die kerk, ons is die gemeente. Hy skryf nie die brief aan die brief aan die dominee en die dominee dra dit oor na die gemeente. So ons is God se kerk. En hierso is 7 briewe wat na 7 gemeentes gerig word en gestuur word. En elkeen van die gemeentes het dit as 'n eenheid ontvang. So elke een van die 7 gemeentes het 7 briewe ontvang. Elkeen het nie sy eie een ontvang nie. Ons lees dit in Openbaring 2 en 3. Hierdie 7 kort briewe wat Christus self rig. Hy sê vir Johannes wat om te skryf. Nie Johannes gedagte of Johannes evalueer die gemeente nie. Jesus Christus rig die brief en sê vir Johannes, skryf so. En in elkeen van hierdie 7 briewe is daar basies 3 dinge wat Jesus onder ons aandag bring. Eerstens kom openbaar hy hom as Christus, die een wie hy is.
en hoe hy hom aan die gemeente voorstel. Die tweede een evalueer hy die gemeente. Dis die sterkpunte, is die goeie punte. In Efese geval is daar 6 sterkpunte en 1 bekommernis. En dan die derde een is 'n oproep tot volharding of bekering. Hy sê, bekeer julle in ons gedeelte volgens, anders kom vat ek hierdie lamp van die gemeente van sy staanplek af weg. En ekskuus as ek nou 'n bietjie rondspring vanoggend, maar as ek nou vir u vra, wat van Efese geword het? Wat het van daardie gemeente geword wat ons hiervan lees? Nadat God hulle gewaarsku het gesê, ek prys julle eerstens vir die mooi dinge wat julle doen. Julle volharding, julle geloof, julle suiwer leerstellings. Ek loof en prys julle daarvoor, maar ek het een bekommernis. Julle het my nie meer so lief nie. En waar is Efese nou? Efese is nou 'n hoofklippe, iewers in Turkye. Is dit miskien omdat hulle nie gehoor gegee het aan God se waarskuwing nie? Is dit dalk omdat hulle gedoen het, alles gedoen het, maar dit is nie uit liefde uit die hart uit gedoen nie? En jy sien, liefde word, of ons dade word gedryf deur liefde en nie 'n pligsgetrouheid nie. En ek weet vir ons ouens, my ouderdom, so 30 plus, wat eintlik uit die weermag en uit daardie generasie van die 60s uitkom, ons is pligsgetrou. As daar vir ons gesê word, doen, dan gaan doen ons. Maar die nuwe generasie dink so 'n bietjie anders. As ons vir hulle sê, doen, dan vra hulle hoekom en waarom. En wat gaan dit my baat as ek dit doen? Maar ons liefde vir die Here moet nie een van bevraagtekening wees nie. Noag het nie vir die Here gevra, Here, hoekom moet ek 'n ark bou? Wat is die doel daarvan? Ek weet nie eens wat reën is nie. Mag ons vanuit die liefde funksioneer en nie dinge doen van 'n pligstaat of uit pligsgetrouheid nie. Maar laat my beweegrede, my dryfkrag liefde wees. En as ons kyk na die agtergrond van die gemeente van Efese, in die tye van die skrywe van die brief was hulle 50 jaar oud gewees. Ons vier hierdie jaar ons 85ste bestaanjaar. Die gemeente het goed gefunksioneer, hulle het met ywer gewerk, hulle het volhard en hulle het mekaar gehelp en bygestaan. Hulle het goeie leerstellings daar gestel. Dit was eintlik 'n baie indrukwekkende gemeente. Ek dink dat hulle daai tyd Facebook gehad het, was hulle op Facebook gewees. Ons het Efese daar gesien het. So indrukwekkend was hulle gewees. En dan kom Jesus en hy sê, ek sien julle mooi dade, julle indrukwekkende werk, ek sien julle volharding aan. Ek sien dit. Maar ek sien ook ietsie dieper. Ek sien jou hart het koud geword, jou hart het verkoel. Daai hart van vlees wat eenmaal op 'n stadium warm geklop het en vol liefde geklop het. Ek sien dit het koud geraak, dit het verkoel. Julle is eintlik 'n piesangboom wat nou appeltjies dra en voorgee aan die wêreld. Terwyl Johannes die geliefde disipel in julle gemeente is, terwyl my ma in julle gemeente is, terwyl julle al hierdie dinge doen, kyk ek na die hart en ek sien, julle het my nie meer so lief as in die begin het. En dis waar ons eerste liefde inkom. En ek dink die volgende een is die bekering aspek, dat ons bekering nie beperk sal word tot 'n dag en 'n datum nie. Ja, dit is 'n wonderlike dag. Maar dat ons bekering elke dag sal plaasvind en omdat ons lief is vir die Here, elke dag sê Here, ek neem U vandag weer aan omdat ek vir U lief is. Here, ek doen die regte ding, ek praat die regte ding, ek dink die regte ding, want dit is wat liefde is. My daaglikse liefdesverhouding met Jesus Christus. Nie op 'n huweliksherdenking wanneer ek dit vier nie wanneer ek terugdink aan my bekeringsdatum, die van ons wat die datum kan onthou nie. Dis 'n daaglikse liefdesverhouding. Dis 'n man en vrou. Wil die man en vrou daagliks hoor, ek is lief vir jou, ek het jou lief? Ons kan nie vir mekaar sê, maar jy weet mos ek het jou lief nie. Jesus wil ons stem hoor, hy wil ons hart hoor, want dis 'n daaglikse liefdesverhouding. En in hierdie week van gebed
gaan ons weer kyk oor ons verhouding met die Here Jesus Christus. Die vernuwing van ons liefdesverhouding. Ons tema vir die jaar is kyk, ek maak alles nuut. En ons begin dan met die vernuwing met ons liefdesverhouding. Nie deur meer dinge te doen nie deur meer betrokke te wees nie. Nee, Here, ek kom kyk na myself en ek kom sit soos Maria en ek luister na U. Ek hoor wat U vir my wil sê. En ek kom betuig ook my liefde teenoor U, soos wat Jesus sy liefde aan ons bewys het, soos God sy liefde aan die wêreld bewys het, deur sy enigste seun te stuur, het Jesus gekom en Jesus se liefde het 'n prys gekos. Dit het 'n offer gekos en ons liefde is ook 'n offer, 'n opoffering. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil en dat ons Jesus liefhet. En Jesus se liefde het vir hom gekos dat hy uit die hemel aarde toe moet kom. Baie van ons wil net hemel toe gaan. Here, ek wil nie meer weet ek wil nou in die hemel gaan wees. Jesus het die hemelprys gegee daar waar ons wil wees en hy het aarde toe gekom. Dit was 'n offer gewees wat hy ons gebring het. Sy hele lewe op aarde was 'n offer gewees. Sy lyding, hy's bespot en gespot. Hy's vir ons doodgemaak, hy het gelei. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy vir jou en my lief is. En wat doen ek met daardie liefde? Want jy sien, liefde kom ook uit dankbaarheid. As ek dankbaar is vir wat Jesus gedoen het, dan is ek sommer net meer lief vir hom. As ek dankbaar is vir wat iemand vir my doen of gee, dan breek dit net alle mure af en is net gemaklik en toeganklik en meer liefdevol. Want die dryfkrag vir die goeie dade, vir die goeie woorde, is nie om gesien te word, nie appeltjies voor te hou nie, maar om liefde uit te straal. Geliefdes, ons moet weer uitkom by ons eerste liefde. Soek eers die koninkryk van God. Stel God eerste in jou lewe. En al die ander dinge sal aan ons gegee word. Kom weer uit by jou verhouding met God die Vader. Wanneer laas het jy vir hom gesê, Here, my God, my Vader, is lief vir U. Dankie vir wat U vir my gedoen het. U is 'n God van liefde, U bewys dit elke dag. Ek doen dit nie altyd nie. Mag ek meer bewus daarvan raak om U liefde te bewys. En dan gaan ek terug na jou en my eerste liefde toe. Baie van ons het daai eerste liefde, daai girl of daai ou wat jy nie uit jou kop uit kan kry nie. Jy het daai prentjie, jy weet wie hy of sy is. En ek het so 'n bietjie gedeel met die kerkraad en die konsistorie. Om die prentjie beter te maak, net om te verstaan dat daar werklik 'n verband is tussen liefde vir mekaar en liefde vir God. My eerste liefde se naam was Veronica van Rensburg gewees. Sy het landloop gedoen. En ek het ook begin hardloop en landloop gedoen, omdat my eerste liefde landloop gedoen het. En daar was sy gehardloop het ek gehardloop. En ek sal nooit vergeet, dat al my moed by mekaar geskraap, daai jare het jy nog so mekaar gevra, sal jy met my keus, sal jy my meisie wees, as jy nou van WhatsApps of Facebook of daai goedertjies nie. En ek het eendag in die rekeningkunde-klas as 'n opslaankamer daar in Vryheid gewees, al my moed by mekaar geskraap om R2000 nou vir Veronica te gaan vra, hoorie, so sal jy nou my meisie wees. En ons het altyd so op die skool geloop. Ek het 2 maal op die skool geloop, amper soos die Israeliete om hierdie groep gestap het. Het ek na haar toe gegaan en al die moed by mekaar geskraap en vir gesê, "Oh girl, sal jy nou my meisie wees?" Nou nie so plat gesê nie. Die hele briefie vir haar voorgelees, net om 'n antwoord te kry, nee. Hulle het help nie verder om te sê ek het nie meer landloop gedoen nie. Ek het glad nie aan verdere atletiek deelgeneem waar sy betrokke was nie. Ek sê dit nie om myself bloot te stel nie. Ek sê dit sodat jy kan teruggaan na jou eerste liefde toe. Wat jy gedoen het, wat jy gesê het, wat jy opgeoffer het. Wat sy moed by mekaar geskraap het om jou hart op jou mou te dra, sê maar ek het jou lief. En ons wil dit vir die Here doen nie. En hy het sy alles vir ons gegee. En ons tema vanoggend is terugkeer na die eerste liefde toe. Nie na ons menslike liefde nie,
Liefde vir God, daar was 'n dryfkrag gewees wat jou gebring het tot by jou bekering. Ons sing die liedjie, dit borrel in my. Hoekom borrel dit in jou? Jy gaan nie van self borrel nie. Die liefde van Jesus, dit vloei net uit my uit. Wanneer laas het ons geborrel? Wanneer laas het ons opgewonde geraak oor Jesus se liefde? En dan buite die feit van Johannes wat die dominee was, en Maria wat kerklidmaat was, en almal wat kom preek het daarso, was die liefdestempel ook daar gewees. Die liefdesgodin Diana. Haar liefdestempel was ook nog in Efese gewees. So nou sit ons met al hierdie goed van liefde, en 'n tempel van liefde, en dan kom die Here en sê, een ding teen jou, jy het my nie meer so lief, soos wat jy my gehad het nie, soos vroeër nie. In Efese sou dalk Parys gewees het in vandag se tyd, die romantiese stad. En met al hierdie liefdesboodskappe, die mense wat in die gemeente is, wat hard werk, wat mekaar bystaan, ondersteun, sê die Here, dankie vir dit, ek sien dit raak, en nou kom by die 6 puntjies voor ek afsluit. Maar ek het een ding teen jou. Jy het my nie meer so lief, soos dat jy my gehad het nie. Die Here sê 6 positiewe dinge. Jy kan maar so 2 aanskryf daarso, Jakob. Hy sê, ek ken julle onvermoeide arbeid. Efese was 'n bedrywige gemeente, hulle brandend gesending gewees. En as julle Handelinge 19 vers 19 gaan lees, dan het hulle ontslaag geraak van 'n klomp toorboeke wat hulle gaan verbrand het. Hierdie ouens was brandend gewees en hulle het gesê, ons duld nie enige dwaling nie. Ons verbrand al die boeke. Gaan lees Handelinge 19 vers 19. Hy sê vir ons, ek ken julle volharding. Julle bestaan reeds 50 jaar onder moeilike omstandighede, Efese. Ek sien dit raak. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Hulle het erns gemaak met die suiwerheid van geloof. Ons is 'n tolerende gemeente en stem nie altyd saam met sekere sienings en wyses en besluite van die algemene synode nie. So daar's raakpunte wat ons sê, maar ons leer wil suiwer wees. Hy sê, julle het ondersoek ingestel oor mense wat voorgee as apostel, hulle was dit nie, en hulle is tot leenaars verklaar. Nie enige iemand is in daai tyd op die preekstoel toegelaat om te praat nie. Een van ons kerkraadsbesluite is nog steeds nie enige iemand kan op hierdie preekstoel staan om die boodskap te lewer nie. Sien jy die verband, sien jy die draadjies tussen Efese en ons? En dan wil ek nie praat van ons nie, praat van my. En dan sê julle die ander mense getoets, en dan praat hy van die Nikolaïte. Nou hierdie ouens was Christene gewees wat gesê het, jy kan 'n Christen wees en jy kan onseker lewe. Jy kan 'n Christen wees en jy kan ander afgode op kan bid. En Jesus sê toe maar, ek stem saam met julle dat hulle uitgewerk moet word. So daar is sekere reëls wat God sê, wow, julle is op die bol. Julle weet wat julle doen. Nommer 5 sê julle het baie verduur in my naam. Lidmate is vervolg, doodgemaak. Daar was moeilike tye gewees, min geld, swaar gekry. Hy sê, ek het dit in my naam verduur. Dankie daarvoor. En dan sê hy punt 6, die laaste een, julle het nie moeg geword nie. Die getuieskrif na 50 jaar in die gemeente kom Jesus en hy sê, na 50 jaar, al die swaar kry, al die harde werk, alles wat jy doen, jy het nie moeg geword nie. En dan, die 7de punt, kom die maar ek het een ding teen julle. Jy het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Die gemeente se liefde het verflou. Ons kan Instagram hê, ons kan YouTube hê, ons kan Facebook hê, ons kan al die elektroniese media's hê, ons kan 'n prediker hê by naam, ons kan 'n orkesie voor hê, ons kan alles doen wat ons wil doen. Wat ons in staat is om te doen, want ons kan dit doen, die gawes is in die gemeente. Maar as ons nie dit doen uit liefde nie, dan baat dit my net.
As ek nie uit liefde hier voorkom staan om te sing, of my werk doen, dan baat dit my niks. En daai liefde is nie liefde vir die kerk of die gebou of vir mense nie. Dis die eerste liefde vir God, omdat God my liefhet, wil ek my beste vir hom gee. In die week het ek gebid, of ek eet en of ek drink, of alles wat ek doen, alles anders wat ek doen dit tot eer van God. Doen ons hierdie dinge wat ons dink en sê, doen ons tot eer van God. Ja. So, liewe gemeente, ek het nou hier geskryf, wat het van Efese geword? Ons het daardie punt reeds behandel. Nou alles wat ek gesê het, wie almal betrokke is in daai gemeente, is Efese in ruins, soos die Engelsman sê. Ons Vader, wat in die hemel is, ons is so vinnig om fout te vind by ander mense, maar ons kom nie die flouheid van ons eie liefde vir U agter nie. Ons sê maklik daai het dit gedoen of daai lyk so, maar ek kom nie agter hoe flou en hoe klein my ou vlammetjie brand nie. Dat die Here weer ons sal vernuwe en dink aan, Here, my liefdesvlam, laat dit brand, laat dit hoog brand, laat dit sterk brand. Die eerste vrug van die Gees is liefde. Here, vul my met liefde. Weet jy van die van julle wat kan onthou op 'n stadium, so middel laas jaar, na die 3de kwart van die jaar toe, het ek baie in my gebede gebid, Here, vul my met liefde. Vul my met liefde. Vul my met liefde. Liefde is nie 'n onderwerp waaroor gepraat of net gepraat moet word tydens 'n preek of 'n seminaar of tydens groepbesprekings nie, of wanneer 'n man en 'n vrou trou nie. Liefde is 'n keuse om op te offer vir wat God wil hê elkeen van ons in sy naam moet doen. Al doen ek alles en is nie uit liefde nie, is ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal. En dan vat ek hier terug na 'n strand toe by Galilea, waar Petrus op die strand gestaan het en Jesus hom gevra het. En hy vra die vraag vir my en vir jou vanoggend. Jy kan maar Petrus se naam vervang met jou eie naam. Jy kan Petrus se pa se naam vervang met jou pa se naam. En hy kom na Petrus toe en hy sê, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as die ander hier? Hy vra my tweede keer, Simon, seun van Jonas, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En hy vra derde keer, seun van Johannes, het jy my lief? En jy sien dat God alles neerbring net na die liefde. Het jy my baie lief meer as die ander hier? Het jy my baie lief? Petrus, het jy my net lief? Dis al wat ek vir jou vra. En die vraag is, wat gaan ons antwoord wees? Hemelse Vader, ons wil net bid dat U ons liefde vir U vernuwe. Here, dat ons eie kan ons dit doen nie, ons wil graag, maar ons het 'n ontmoeting met U nodig. Deur die werking van die Heilige Gees, lei ons tot antwoorde, om weer vir ons te sê wat ons moet doen, hoe ons moet doen, Here. Al moet ek net kom lê op die grond voor U en sê, Here, vul my met U liefde. Here, ek het U lief. Here, ek is nie waardig om op te kyk nie. Ek is nie waardig om U kind genoem te word nie. Maar Here, U het my lief. Mag ek U liefde waardig wees en dit uitleef. In Jesus naam alleen. Amen.